So vanoggend is Dr. Rudy hier in die Gideons. Domie Chris, jy kan voor die kom staan. En ek wil julle nooi, Dr. Rudy sê jy kom voor staan. En al die Gideons wat hier is, kom staan asseblief voor. Ja, hy's aan. Dr. Rudy. Hulle sal hom aansit daar agter. Die klankman sal hom nou aansit. Hallo. Ek wil nou eers kyk. Dr. Rudy, is jy reg? Ek het nou so baie sakke, ek soek al my sakke deur, maar ek kry nie. Ek het eintlik nou vergeet, maar Dr. Rudy het my gevra, by die deure gaan hulle hierdie prentjie, kyk hoe verinneweer is my prentjie nou al. Ja, so julle gaan by die deure sulke pamfletjies kry, en Dr. Rudy, ek kan nie eens onthou nie, is R250 'n maand, ek kyk nie, ek is ook daarom 'n vriend van die Gideon. Dr. Rudy, ek is ook daarom 'n maatjie, maar dis net soos, hoeveel is dit, 200 of 150? As jy 'n vriend van die, dis 'n baie maklike manier om die Gideons te ondersteun, maar Dr. Rudy gaan nou alles vertel, maar ons is baie trots en baie dankbaar dat ons kan assosieer met julle as vriende, maar dat ons beskou julle nie as 'n eksterne organisasie nie, ons beskou julle as deel van die gemeente en as 'n, hoe sê julle altyd, 'n verlengarm van die gemeente, ja, in ons sendingwerk. So, ons wil altyd vir julle hallo sê en welkom sê, dis altyd lekker om julle so 1 keer 'n jaar, maar baie van julle kom hier as 1 keer 'n jaar, en van julle is lidmate daarom, hallo pa, is my skoonpa hier agter, en so, maar ek het vir Domie Chris gevra om sommer vir die Gideons op te dra, en dan Dr. Rudy, without further ado, gee ek oor aan jou. Hallo, julle kom staan sommer hier langs, hulle moet nie wegkruip daar agter nie, kom hier. Vriende, ek dink ons het 'n opdrag om mekaar se hande geestelik vas te hou, daar by die kruis van die Here Jesus in gebed, en kom ons doen dit vanmôre as 'n betuiging vir die werk wat hierdie mense doen, en die roeping ook in hulle lewens. Kom ons bid net saam. Here, in ons harte is daar 'n siddering wanneer ons dink aan die opdrag wat U gegee het, gaan heen en maak disippels, en ons dikwels na onsself in die spieël kyk en sê, nou waar pas ons dan nou in? Maar wanneer ons dink aan hierdie mense wat op verhoog staan, weet ons dat daar 'n dag in hulle lewe gekom, dat die vinger op hulle harte geplaas het en hulle geroep het vir hierdie baie belangrike taak. Dat ook deur hierdie bediening, en ek weet Here, U seën die mense, en is eintlik U wat almal seën rondom terugkeer na U toe, dat daar wêreldwyd hier mense sal sê, dit gaan goed met my siel in alle omstandighede, en iewers is daar 'n klein Bybeltjie wat in 'n hand gesit is, en mooi verduidelik is, wat agter ook in daai Bybeltjie staan, in 'n toewyding aan U. Dankie vir die man en vroue, ek weet hulle word uitgedaag, ons weet Here, dat hulle is weerbaar en bied weerstand ook, teen die aanvalle van die versoeker, maar ons wil U verheerlik, dat U altyd getrou is, na die roeping van hierdie mense, Here, help vir ons as gemeente, om hulle nie te vergeet nie. Ons sien hulle vanmôre op die verhoog, hulle is ons familie hierdie, hulle is spesiaal vir ons. Mag U naam verheerlik word in hierdie dag, wanneer ons saam hande vat in die gemeenskap van die heiliges, en ons hulle nou by U voete kom neerlê, en vra om genade. Vir hulle seën vir Dr. Rudy, as hy die woord gaan bring, maak ons harte oop en ontvanklik, vir wat hy alreeds in sy hart voorberei, dat ons niks sal mis vanmôre. Niemand vanmôre is uitgaan kan sê, ek het iets vandag gemis nie. Ons luister met aandag, dis die toewyding van ons harte om te sê, Here, ons het U lief, baie lief, en ons hoor wat U vandag vir ons sê deur hierdie mense. Amen. Amen, baie dankie. Geef vir die Gideons 'n lekker hande klap toe. Dr. Rudy, graad 6 en 7, julle is welkom om saam met Chris te verdaag. Gebruik jy die klikker? Okay. Maar jy gebruik die mikrofoon, nee. Dr. Rudy, is heerlik om julle vanoggend hier te hê, hoor. Dankie. Baie dankie, Johan. Vriende, vir diegene wat nou nie die reeks gevolg het nie, of wat vanoggend vir die eerste keer in die gemeente is, ek het gesien, daar is 'n paar hande. Ons is besig oor die reeks oor die verheerlikte Jesus. Wat het Johannes gesien, toe hy in Openbaring 1 die verheerlikte Jesus gesien het? En ons trek vandag by deel 7, die swaard wat uit sy mond kom. Dis Openbaring 1 vers 16. Nou ons weet in hierdie tyd, dat die Christene vervolg is, net omdat hulle Christene is. Dis hoekom Johannes in die eerste plek nou op Patmos sit. En hulle lewe in vrees, hulle kry nie werk nie, hulle kan nie vir hulle gesinne sorg nie,
En hulle begin nou twyfel oor waar is God dan nou in al hierdie beproewing. En ons hoor die versigtiging van hulle hart as hulle vir ons in Openbaring 6 vers 10 sê, hulle het hard geroep, hoe lank nog, heilige en getroue heerser? Wanneer voltrek u die oordeel en wreek ons dood op die bewoners van die aarde? En nou kom Jesus op hierdie bonatuurlike manier via Johannes en hy bring nou vir hulle 'n boodskap van vertroosting. Hulle omstandighede verander nie, maar hy ontmoet hulle in te midde hiervan. Die een wat gesê het in Deuteronomium 31 vers 6, hou moed en wees dapper, ek sal julle nie in die steek laat nie, ek sal julle nie verlaat nie. Vriende, hierdie is in effek ook 'n boodskap vir elkeen van ons. Dis 'n tydlose boodskap. Hy sal ons nie verlaat nie. Maar as die eerste Christene nou nie verstaan het wat hier geskrywe is nie, van die Openbaring met gewys is nie, dan was dit mos nou vir hulle tot geen troos nie. Dan het vir hulle eintlik absoluut niks beteken nie. Maar julle moet onthou, hulle het die Ou Testament gehad en as Johannes praat, is dit baie simboliek wat hy nou beskryf. En meeste van hierdie voorbeelde kom uit die Ou Testament. Maar onthou het ook, Paulus se briewe is al gesirkuleer en die evangelies is ook al geskryf teen daai tyd. En nou probeer Johannes beskryf wat hy sien in mense woorde, hierdie geweldige beeld wat hy sien, wat so ryk is aan simboliek. En die Christene verstaan dit, maar vir ons klink dit nou 'n bietjie snaaks. Dit klink vir ons nou nie bekend nie. Selfs Martin Luther het gesê, 'n mens kan geen 'n preek maak oor Openbaring nie. Calvin het ook waarskynlik so gevoel, want hy het nooit 'n kommentaar geskryf oor Openbaring nie. Nou, ons het nou reeds gehoor van in die voorafgaande lesse, van die wit hare wat dui op die wysheid van God, die goue band wat dui op sy koningskap, die wit gewaad wat hy aan het, wat dui op sy priesterskap, sy oë wat vlam, wat wys dat hy alles sien wat aangaan, die koper, smeltende kopervoete, wat wys dat hy deur die aarde loop en mense oordeel. En nou vandag kom ons nou by die swaard. Nou, dit klink 'n bietjie vreemd vir 'n mens. Ek dink my kleinkinders sou gesê het, dis weird om nou hierdie prentjie te sien. En om vir ons, om bietjie te verstaan waarna word hier verwys, is ons beste bron sekerlik nou maar om na die woorde te gaan en te gaan kyk wat sê die woord. En daar lees ons Hebreërs 4 vers 12. Die woord van God is lewend en kragtig, is skerper as 'n swaard met 2 snykante en dit dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê openbloot voor sy oë en aan hom moet ons rekenskap gee. En Paulus skryf in Efesiërs 6 vers 17, sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees. En dan verduidelik hy wat is die swaard van die gees. Hy sê, dit is die woord van God. In Openbaring 2, as die Here praat met die gemeente in Pergamum, dan sê hy vir hulle, bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe. En sal daardie mense bestry. Waarmee? Met die swaard van my mond. Openbaring 19 vers 15 praat die engel oor die ruiter op die wit perd. En dan sê hy van die ruiter, uit sy mond het daar 'n skerp swaard uitgekom om die nasies mee te tref. Hierdie is die opperregter. Dis die regverdige regter. Ons het gesien aan die wit hare, dit dui op sy wysheid. En hy kom om te oordeel, die lewendes en die dooies. So ons sien die simboliek van die swaard, dis sy woord wat vir die gelowiges kom sê, ek sien julle lyding, maar ek kom gou. Maar julle het 'n paar tekortkominge en julle moet bietjie daaraan werk. En dan sê hy ook vir die oordeel wat kom vir die wat nie glo nie. Die gedagte van Johannes wat vir Jesus die woord noem. Julle ken almal vir Johannes 1 vers 1 wat sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God. Nou hoekom verander Johannes hierdie selfstandige naamwoord nou in 'n eie naam om vir Jesus die woord te noem? Nou daar is so 3 oorwegings wat ons nou kan kyk hoekom hy dit so doen. En die eerste ene is in Efese het daar so 600 jaar voor Christus het daar 'n man gewoon met die naam van Heraklitus.
Hy was 'n nuuskierige ou, hy's bietjie soos ek. En hy wou agter die rede kom vir alles. Hoekom gebeur goed so? Wat is die doel agter hierdie dinge? Wat is die doel agter die natuurwette? En vir hierdie rede agter alles kies hy die woord logos. Nou julle weet in Grieks beteken logos woord. So Johannes sien vir Jesus as die rede agter alles, die logos. En vandag het ons ook nog die logos en ander woorde wat ons gebruik. Byvoorbeeld ginekologie, fisiologie, teologie, geologie. Daai logie, die rede agter hierdie goed. Hoekom werk die goed so? So dis hoekom Johannes vir Jesus die logos noem, die rede agter alles. Dan is daar 'n tweede oorweging. Wat is 'n woord? Dis tog kommunikasie van die een se mond na die ander se oor. En is dit nie presies wat Jesus was nie, die vleesgeworde woord. Hy het die woord van God gebring, hy het dit vir ons kom sê, en ons het dit gehoor. So daarom verwys hy na Jesus ook as die woord, die vleesgeworde woord van God. En dan is er nog 'n derde ding, in Alexandrië, die van julle wat nou almal julle adreskunde goed ken, is mos nou in Egipte, hy lê so in die Nyl Delta, en daar was 'n baie beroemde universiteit gewees, die Universiteit van Alexandrië. En hulle het so 'n mengsel gehad van Joodse en Griekse denke. En dit is ook in daai universiteit wat die Ou Testament vertaal is uit Hebreëus in Grieks. En dan was 70 van hierdie wysgeers, kom ons sê nou maar professore, wat die vertaling gedoen het. En dis hoekom daar verwys word na die vertaling as die Septuagint, die 70, die Septua is die 70. Dis waar die naam vandaan kom. Maar onder hulle, een van die 70, was 'n ou met die naam van Philo. En Philo het die woord verpersoonlik. Dis nou nie meer 'n dit nie, dis nou 'n hy. Net soos wat ons in Spreuke sien dat wysheid as 'n vrou voorgestel word. Ek weet nie of al die mans nou noodwendig daarmee saamstem nie, maar dit staan in die skrif. Maar kom ons gaan gou terug na die swaard. Sy stem is soos 'n swaard met twee snykante, het ons nou gelees in Hebreëus 12. Het dring deur tot die skeiding tussen siel en gees. Niks is vir hom onsigbaar nie. Dit het ons reeds geleer toe Dominee Johan gepraat het oor die vlammende oë. Hy sien deur alles. Niks is vir hom onsigbaar nie. Jy kan hom nie om die bos lei nie. Jeremia 17 vers 10 sê, ek, die Here, deurgrond en toets die hart en verstand. Ek laat die mens kry wat hy verdien, wat hom toekom vir wat hy doen. Hierdie regter het nie vooroordele nie. Hy het nie witbroodjies nie, jy kan hom nie omkoop nie. Sy woord snoei die kerk en hy oordeel die wêreld. Hierdie swaard het twee snykante. Hy sny die bande van jou van slawerny wat jy verbonde is hier aan die aarde, maar dit vertrek ook die oordeel. Hy skei die skape en die bokke en hy staan reg om te oordeel. Maar wag, daar is nog werk. Die kerk moet nog uithou ter wille van die wat nog gered moet word. Julle sal onthou toe Dominee Johan nou eendag gepraat het oor die vlammende oë, het hy juist dit ook gesê. Die kerk moet nog uithou ter wille van die wat nog gered moet word. In Openbaring 19 vers 21 lees ons van die ander mense wat nou nie die Here aanneem nie. Dan lees ons daar, die ander mense is doodgemaak met die swaard wat uitgegaan het uit die mond van die ruiter op die wit perd. Wees verseker, elkeen sal geoordeel word deur die vleesgeworde woord, die swaard. So wat leer ons uit hierdie gedeelte? Ek dink 3 dinge. In die eerste instansie bemoediging. Dat die Here kom hierdie gelowiges bemoedig te midde van hulle omstandighede. En hy's beloof vir hulle, daar sal vir hulle beloning wees. En die tweede is, hy roep diegene wat afgedwaal het, wie sy geloof vervlou het, hy roep hulle tot bekering. En derdens waarsku hy van die oordeel wat kom. So die betekenis van die swaard uit sy mond is heel duidelik. Die oordeel sal gevel word. Romeine 14 vers 11 sê, so seker as wat ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. En die wonderlike is dat ons 'n lewende verhouding met hierdie verheerlikte Jesus kan hê. Die een voor wie Johannes neergeval het soos 'n dooie. Romeine 10 vers 9 sê vir ons, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, dan sal jy gered word. Dis 'n belofte, dis nie ons sal sien, of ons kyk hoeveel goeie werke jy kan doen. As jy glo, met jou mond bely dat Jesus die Here is, en glo dat God hom opgewek het, en jy hou aan daarmee, nee, dis nie 'n once-off nie,
jy hou aan om die Here te volg en te glo, dan beloof hy, jy sal gered word. Daar's geen vrees nie. Jy hoef nie bang te wees dat jy nie die saligheid gaan beerwe nie. Onthou toe Johannes dan neerval op die grond, toe vat die Here aan sy skouer, toe sê hy vir hom, moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste. Wat 'n voorreg. Maar ons moet nie hierdie wonderlike nuus net vir onsself hou nie, ons wil dit tog met ander deel, want daar's soveel, die swaard gaan diep sny, en daar's soveel mense in die wêreld, wat nie die evangelie geken het nie, wat nie daarvan gehoor het nie. En dis ons doel op aarde, om die Here te dien, en om mense te vertel van die evangelie. Maar jy moet regtig die woord van die Here lief hê om in staat te wees om vir hom te werk. Bly in die woord, leer, lees, en ontwikkel regtig 'n passie om ander vir die Here te bereik. Spurgeon, die bekende Britse prediker het gesê, if you are going to share the gospel, you must enjoy it. Lee Strobel, het baie van julle seker ook al van gehoor, is 'n bekende Christen skrywer. Hy is eintlik 'n Jood wat tot bekering gekom het. Hy was 'n joernalis en toe het hy begin ondersoek of die Christendom waar is, want hy word dit verkeerd bewys. En hoe meer hy het gedelf het, hoe meer het hy besef, dit is waar. En hy is 'n apologeet ook vir die Christendom. Hy sê, elke sekonde vra 200 mense aanlyn of God werklik is. Elke sekonde sterf omtrent 2 mense. Moenie jou lig onder 'n maatemmer weg te steek nie. Vertel vir die mense van Jesus. En dis presies wat die Gideons doen. Ons is Christen professionele en sakemanne, het alle evangeliese kerke, en ons het net een doelwit, en dit is om die boodskap van die evangelie te versprei. Deur ons persoonlike getuienis en deur die woord te plaas in die sogenaamde verkeersweë van die wêreld. Dis ons passie. Want weet jy, ons glo, die woord is lewend en kragtig. Glo julle my dalk nie? Ek gee vir julle 'n paar voorbeelde. In Kameroen, daar is 'n kaart in geval julle nie weet waar Kameroen is nie, in Wes-Afrika, is 'n meisie met die naam van Miley. En Miley was 'n moslim. En haar vriend, haar seunsvriend, haar boyfriend, hy is ook 'n moslim. En hy kom eendag in haar kamer ingeloop, en hy stop in die deur en hy sê, hier's 'n teenwoordigheid, hier's iets hierso, wat hom baie ongemaklik maak. En sy sê, waar ervaar jy dit? Hy sê, daar tussen die bedkassie en die muur. En sy stap so toe en sy kyk, en hier lê 'n testamentjie wat sy op skool gekry het, wat sy op die kassie gegooi het. En sy sê vir hom, hy moet asseblief nou gaan. En sy neem daai testamentjie en sy begin lees daaruit. En hoe meer sy lees, hoe meer besef sy, maar haar lewe word veroordeel deur Jesus in hierdie skrif. En sy kom uiteindelik tot bekering en aanvaar Jesus as haar persoonlike saligmaker. En vandag is sy nog daar in Yaoundé, dis die hoofstad van Kameroen, is sy nog 'n toegewyde Christen, toegewyde volgeling van die Here. In 2022 Augustus is daar in Frankryk, in Auvergne, is daar 'n jong vroue student, en sy kom as 'n tydelike huishoudster werk aan die huis van 'n Gideon en sy vrou. En na 2 weke, toe sy vertrek, toe tipies soos hulle nou maak, gee hulle vir haar testamentjie en woorde van bemoediging, en sy is daar weg. Die volgende jaar, Augustus 2023, toe wil die paartjie, die tradisie dat hulle 1 keer die jaar almal by mekaar kom by 'n restaurant as 'n familie saamtrek vir die jaar. Hulle het 4 restaurante probeer en almal het hulle weggewys. Maar die 5de een het gesê is reg, hulle kan maar hulle partytjie daar hou. En toe aan die einde, toe hulle nou wil gaan betaal, toe sê die kelnerin vir hulle, ek herken julle. Ek was verlede jaar, hierdie tyd was ek by julle aan huis gewees en julle het my so 'n Bybeltjie gegee. En ek het daaruit gelees en ek het die Here aangeneem. Verstaan julle dat die woord lewend en kragtig is, soos wat Hebreërs sê? Sy het net gelees in die woord, daar is nie ander mense gewees nie. Dis net die Heilige Gees wat deur die woord gewerk het om haar hart aan te raak. Kom ek stel julle voor aan Limpo. Hy is in die plek se naam Solwezi in Zambia. En Limpo, as 'n jong man, is hy maar roekeloos, alles verkeerd gedoen, baie gedrink. En die een dag toe het hy en sy maaters, hy's nog op hoërskool,
toe hy en sy maats nou 'n drinksessie gehad en nou stap hulle in die straat huis toe met hulle skoolbaadjies aan, almal van hulle stormdronk. En Momeni was 'n Gideon wat by die hulle Eskom gewerk het, hulle elektrisiteitsdepartement. En hy is op 'n paal besig om iets te doen. En hy sien hierdie klomp dronk skooliere wat verbykom. En dit grief hom so. Hy klim af, hy stop hulle en hy deel die evangelie met hulle. En op die ou ene sê vir hulle, ek het net een testamentjie by my. Julle ken die testamentjies, ek glo baie van julle het dit op skool ook gekry. En hy sê ek het net een, vir wie moet ek dit nou gee? En almal wys na Limpo, want Limpo was die dronkste van die klomp. En Momeni staan daar en hy praat met Limpo en hy deel die evangelie met hom. En dit gaan bo my verstand, te bowe hoe dit kan gebeur, maar in sy dronk toestand neem Limpo die Here aan, daai dag. Hy het daai dag opgehou met sy drinkery, hy het daai dag begin om die Here te volg, en vandag is hy 'n pastoor in die Bread of Life Ministries in Solwezi in Zambië. En sy groot passie is evangelisasie, om vir ander van die Here te gaan vertel. En ek was nou so 'n paar maande gelede in die Ivoorkus, of Côte d'Ivoire, soos hulle dit nou noem, Franse naam weer geneem het. En die Gideons is op 'n dag daar in die stad met die naam van Boufley, en hulle doen 'n skooldistribusie, praat met die kinders, gee vir hulle testamente, en een van die ouetjies wat die testament gekry het daai dag, sy naam is Dibi Gislein, hy's 'n boeddhis, so hy het glad nie in God geglo nie, maar gelukkig het hy daai dag 'n testamentjie gevat. En hy het so 'n tydjie nadat hy dit gevat het, 'n paar dae later, toe begin hy lees. En hy het omtrent 'n jaar lank in daai testament gelees. En toe op 'n dag, toe tref Johannes 4 vers 16 hom voor die bors. Maar die Here sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader, behalwe deur my nie. En hy besluit daar om die Here aan te neem, as sy persoonlike saligmaker. Nou dit was 2001, toe dit gebeur het. Kom ons spring 20 jaar aan, in 2021. Hy woon in die dorp Tuba, en die Gideons stig 'n tak in die dorp Tuba. En vandag is hy die voorsitter van daai tak van die Gideons in die dorp van Tuba. Kom ek deel gou nog met julle so enetjie. Die Gideons is in Egipte besig in 'n gevangenis om testamente of om die woord te deel en te versprei onder die gevangenes. Maar hulle kan nie inkom in die gevangenis nie, want hulle het nie toestemming nie. Maar daar is toe 'n ortodokse priester en hy het toestemming. En hulle kan toe saam met hom ingaan. En toe hulle nou binnekom, toe besef hulle, maar meeste van hierdie ouens wat hier is onwettige immigrante. En hulle neem toe hulle tyd en hulle verduidelik die liefde van Christus aan hulle en die konsep van die ewige hel of ewige verdoemenis en die ewige lewe. En 'n klomp van hulle neem toe besluit om die Here aan te neem. En hierdie ortodokse priester, hy kyk nou met die spulletjies so, hy kyk wat die Gideons doen. En wat hom opval, is die vreugde in die mense se gesigte wat 'n besluit geneem het om die Here aan te neem. En toe die Gideons klaar is en hulle stap nou uit die gevangenis uit, toe kom die priester na een van die Gideons en hy sê, hy wil net privaat met hom praat asseblief. En hy sê toe vir die Gideon, hy is nie seker van sy saligheid nie. En die Gideon het weer vir hom verduidelik, die pad van saligheid, iemand hom uit die woord dit gewys. En die priester besluit toe om die sondaarsgebed te doen en die Here aan te neem. En hoe verwag ons dit nou? Hy is 'n priester, maar hy neem die Here aan. En ons kan net aan God al die eer gee, want ons kan dit nie doen nie. Ons kan maar net vir hom die storie vertel en vir hom wys, maar dit is die Heilige Gees wat die oortuiging doen. Maar elkeen van ons gaan eendag voor daai geweldige teenwoordigheid van die verheerlikte Jesus te staan kom. Dis 'n uitgemaakte saak. Kies nou vir wie jy wil volg. Wil jy in die wêreld bly met sy sondige gebruike, of wil jy die koning van die konings kies, voor wie elke knie sal buig en elkeen sal erken dat hy God is? Môre mag te laat wees, veral in hierdie gewelddadige land van ons. Ek het nou in die baie onlangse verlede vriende en kennisse verloor, wat net die een dag is hy daar, die volgende dag is hy nie meer daar nie. Ons weet nie of ons môre hier gaan wees nie. Hebreërs 3 vers 7 sê, luister daarom na wat die Heilige Gees sê. Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie.
Vandag is jou kans. Kom praat met ons leraars as 'n saak van dringendheid, as jy nie seker is van jou saligheid vandag nie. Maar bid ook vir die Gideons. Want ons bediening, as ons besig is in die lande, is ons soms ook in gevaar. Partykeer word daar van ons opgesluit. Ek het self in Bolivia by 'n skool het die polisie gekom om ons van die skool te verwyder. Maar ons het net vir hulle gewys waarmee is ons besig. Ons sê hierso, kyk, dis die woord van God, lees en hulle lees en ons gee toe vir elkeen van hulle 'n Bybel en dan sê okay, ons kan maar aangaan. Ons kan nou verder gaan of die kinders verder Bybels gee. So dit eindig nie altyd so vlot of so goed soos die besoek van die polisie aan ons nie. So bid vir ons as ons daar in die ander lande of onveilige plekke moet gaan werk. Ek het een van my manne in my span moet nou Chad toe gaan. Gister, toe stuur hy my boodskap om te sê 2 van sy kollegas is daar ontvoer. Die een is nogal bietjie seer gemaak, maar het uiteindelik daar uitgekom. So dis nie grappies om veral in Afrika lande en veral ook in die ooste die woord te verkondig nie. Maar bid ook dat die Here harte sal aanraak, dat elkeen wat die testamentjie by ons kry, dat die Heilige Gees sy hart sal aanraak en dat hulle die Here sal leer ken. En as jy 'n sakeman of 'n professionele man is en jy's lief vir die Here en jy het 'n passie om die woord te versprei, kom praat na die tyd met ons. Jy het gesien hoe lyk die Gideons wat hier gestaan het. Jy kan met my kom praat of met een van hulle. En dalk wil jy help met die aankoop van die Bybels. Die traktaatjie wat Dominee Johan bietjie verkeerd verstaan het, sal ons by die deur beskikbaar hê as jy belangstel om 'n vriend van die Gideons te word. As jy nou nie kan aansluit nie, om 'n vriend te word. Ons hou jou op hoogte en as jy wil kan jy finansiëel bydra om ook van die Bybeltjies aan te koop wat jy kan gebruik in jou eie persoonlike getuienis. So baie dankie Dominee Johan vir die geleentheid om net weer bietjie iets oor die Gideons bediening hier te kom deel met julle en vir julle getroue ondersteuning. Hier's 'n paar Gideons in die gemeente soos julle gesien het en die gemeente ondersteun die Gideons. En baie dankie ook om deel te kon wees van hierdie interessante studie wat ons het oor Openbaring. Dit is nogal fascinerend as jy na die simboliek kyk en die werklikheid, die betekenis daarvan vir 'n mens ontvou. En dit was vir my 'n voorreg om deel daarvan te wees. So baie dankie daarvoor ook. Kom ons bid saam. Here, ons Here, ons kom vra vir U dat U in ons harte 'n brandende passie sal bring om vir ander van U te vertel. Wie anders gaan dit doen as ons dit nie doen nie? Here, ons sien hoe lyk die wêreld rondom ons. Die wêreld het U nodig om hulle gedagtes te vernuwe. Paulus sê, jy word 'n nuwe mens want jou gedagtes word vernuwe. Here, ons bid dat U deur die Gees regtig mense se harte sal aanraak en dat ons die voorreg sal hê om partykeer die vrug op ons arbeid te sien. Ons sien dit nie altyd nie. Dis nie noodwendig, ons is nie noodwendig die eerste of dalk die eerste persoon wat met iemand praat. En tipies moet omtrent die persoon omtrent 7 keer blootgestel word voordat hy 'n besluit neem. En ons mag dalk nommer 1 of 2 in hierdie ketting wees. Maar solank ons getrou bly en vir die mense vertel van U en van die redding wat U vir ons gratis gebring het. Here, ek bid vir die hand van seën sal hou oor hierdie gemeente en in die besonder oor ons leraars, want ons weet die Satan sal die leiers altyd eerste aanval, want daardeur kan hy die grootste ontwrigting veroorsaak. So ons bid, Here, dat U regtig die hand van beskerming oor hulle elkeen en hulle gesinne sal hou, dat hulle kan bly fokus op waarmee hulle besig is. En dit is om U woord te verkondig en vir ons te leer dat ons kan groei op die pad van heiligmaking. En Here, dit vra ons alles net uit genade alleen. Amen.